Goeiedag. 15 Oktober 2018, my naam is Pieter van der Merwe en wat 'n voorreg om weer met u te gesels. Ek prys die Here daarvoor dat ons op hierdie manier kan deel in al sy die rykdom van sy woord rondom die eindtye en dat dit die fokus is van hierdie gesprekkies. Kom ons bid net saam. Here, ek loof en prys U vanoggend dat ons die Here aanbid wat op die troon is, dat ons die Here aanbid wat kom en dat ons die Here aanbid wat maak dat ek vanoggend hier kan sit. Bevry, gered en hierdie redding kan deel ook met die res van die luisteraars. Dankie Here vir soveel mense in hierdie land en ook van die wat U luister, wat 'n pad loop met U en vir wie hierdie goed baie belangrik is. Dankie Here dat U ons oë oopmaak hiervoor en ek bid ook vanoggend dat dit wat ons sien in die woord en dit wat ons verstaan, regtig deur U Gees gedrewe sal wees. Dankie Here, ons prys U naam. Amen. Uit van die reaksie wil ek net dit graag noem voor ons nou verder gaan. Daar's verseker, en ek verstaan dit, daar's verseker mos nou verskillende interpretasies van die goed. En die doel van hierdie uitsendingkies is nie om mense te verwar nie. Ek gaan verskriklik jammer wees as dit gebeur en ek vra ook vir die Here dat dit nie gebeur nie, dat dit lig bring en nie verwarring nie. Ek wil ook vra dat ons nie op die oop kanale in leerverskille en sulke goed betrokke raak nie. Dit is nie die doel van hierdie ding nie. Maar ja, ek sal graag u mening wil hoor. Ek het ook van u persoonlik geantwoord en ons kyk hoe ver ons kom daarmee. Ek wil net sê hier op die plaas is die toegang en die internet goed is nie altyd so heeltemal op standaard nie, so die goed gebeur teen 'n stadiger spoed as wat 'n mens nou in 'n stad sou wees. Ek wil vanmôre meer met u praat oor die vyeboom. Daar is 3 bome, ek het dit genoem, ek wil dit net ter wille van toelichting weer noem. Daar is 3 bome in die woord van die Here wat genoem word, wat God self en Here Jesus gebruik as simbool van sy volk. Die eerste is die wingerdstok. Ek lees hier 'n mooi versie uit Psalm 80 vers 9. U het 'n wingerdstok uit Egipte gaan haal, u die nasies verdryf en dit hier geplant. 'n Wingerdstok wat God self in Israel gaan plant het nadat hy die nasies verdryf het. Jesaja 5 het 'n hele lied, is 'n lied oor die Here se wingerdstok. Nou as 'n mens in konteks gaan kyk, dan is die wingerdstok altyd 'n simbool van die godsdienstige religieuse, ek hou nie van die woord nie, Israel. Dit wat in terme van seëninge vir hulle bedoel was, rondom hulle die wette en al hierdie goede. Dan die tweede een is die olyfboom. Die olyfboom is nie net 'n Ou Testamenties, ek lees Jeremia 11, daar was 'n tyd toe ek vir julle 'n pragtige groen olyfboom genoem het. Julle was mooi om te sien en vol goeie vrugte. Dit is ook 'n Nuwe Testamentiese term, ons het dit reeds vorige keer genoem in Romeine 11, waar die Here Jesus vir hulle gesê het van die waar Paulus vir hulle verduidelik van die makolyf, onderstam en die wille olyf wat ingeënt is, en dan dat dit nou 'n eenheid vorm. Ons gaan in die toekoms meer hieroor praat. So die olyfboom sien ek die sap vloei in 'n geestelike sin, die vloei van lewe, sap is 'n simbool van lewe en natuurlik ook die Heilige Gees. So in daai sin sien dit op Israel se geestelike voorregte, spirituele geestelike voorregte. Die vyeboom egter is eintlik 'n Nuwe Testamentiese term wat die Here Jesus self gebruik het, en dit is in hoofstuk 24 van Matteus. Ons lees dit ook in Lukas 21, maar ek gaan nou vanoggend konsentreer op Matteus 24. Die Here Jesus antwoord hier sy disippels, soos ek reeds gesê het, na 'n baie spesifieke vraag oor die dinge wat gaan kom en wanneer die einde gaan wees. Leer van die vyeboom hierdie les, ek het dit reeds gelees. Wanneer sy lote reeds begin sag word en sy blare begin stoot, besef julle dat die somer op hande is. Ek het baie begrip, geweldig baie begrip vir die kerk wat na die Here Jesus se hemelvaart op aarde agtergebly het onder leiding van mense, aanvanklik die disippels, die Johannese, die Petrusse, die Thomasse. Maar ek het begrip daarvoor dat
as 'n ou 100 jaar of 200 jaar na Christus of 300 jaar na Christus sou lees van die vyeboom waarop ons moet let, en daar is nie 'n vyeboom nie. Ek kan verstaan dat sou verwarring wees, en ek sou waarskynlik self dit so geglo het. Dat die beloftes dan nou nie meer bestaan nie, want hierdie 300 jaar word 400 jaar, word 1000 jaar, het word 1500 jaar, so ergens pas iets nou nie in nie. Maar ons aanbid 'n almagtige God, is dit nie wonderlik nie? En sy woord is ewig en sy woord is waar. Hierdie wegvoer van Israel is 'n baie interessante storie. Weet jy dat daar's 2 wegvoere in die woord van die Here rondom Israel wat pertinent beskrywe word. Die een is die wegvoer in 70 wat vir 70 jaar geduur het, waar Nebukadneser die volk omvat het, na herhaaldelike waarskuwings deur die profete, waar hy vir 70 jaar weggevoer is na Babel toe. Nou hierdie wegvoer was 'n spesifieke geleentheid wat spesifiek net so in vervulling gegaan het. God het vir hulle gewaarsku wie hulle gaan kom wegvoer, vir hulle gesê waarheen hulle gaan en vir hulle gesê hoe lank dit gaan duur. So en daai goed het spesifiek in vervulling gegaan. Die tweede wegvoer is 'n wegvoer na die uiteindes van die aarde. En weet jy die wonderlike hiervan is dat die heel eerste keer wat dit genoem word, is reeds in wat ek kon nou sien is in Deuteronomium 28. Nou Deuteronomium 28 is die hoofstuk van seëninge en vloekinge. Die Israeliete staan nou hier op die grens van Israel. Hulle is nou op die punt om in die land in te gaan. Met ander woorde, die staat het nog nie eers ontstaan nie. Daar was werklik nog nie 'n vyeboom nie. Hulle is voor die deur, maar hulle is nog nie daar nie. En hier in vers 33 van Deuteronomium 28 staan, net soos die Here vreugde daarin gevind het, om julle te help om voorspoedig en baie te word, so sal die Here daarin vreugde vind om julle te vernietig, sodat julle verdwyn uit die land wat julle nou binne gaan en in besit neem. Die Here sal julle tussen al die nasies van die een kant van die aarde tot na die ander kant toe uitstrooi. Daar sal julle vreemde gode aanbid, gode wat nie jy of jou voorouders geken het nie, gode wat van hout en klip gemaak is. En daar tussen die nasies sal daar vir jou geen plek van sekerheid of rus wees nie. Het ons dit nie al gesien nie? Oor en oor. Biblioteke vol boeke is hieroor geskrywe. Hoe die Jode deur die wêreld verguis is, uitgeroei was, in oorloë betrokke was, weggejaag is, verban is uit lande uit, gevlug het. Weet jy, dis 'n ongelooflike, eintlik 'n wonderlike geskiedenis. U moet dit gaan lees. Lees daaroor. Dis 'n pragtige storie en dis profesie, nie 'n pragtige hartseer storie, maar dis profesie wat letterlik in vervulling gaan. Kom ons lees nou net bietjie verder by Matteus 24. En dit is, hoor nou hierdie woord, net so kan julle, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, met ander woorde, wanneer die lote sag word en die blare begin vorm, dat julle kan weet dat die einde op naby is. Ek verseker julle, dis die Here Jesus wat hier praat, die mense wat vandag leef, met ander woorde, die mense, letterlik is dit hierdie geslag, wat die vyeboom se takke sien sag word, né? Die mense wat daai tyd leef, sal nog nie uitgesterf het, wanneer al hierdie dinge gebeur het nie. Wat sê dit vir ons? Ons is die geslag wat die vyeboom sien bot, en wat sy takke sien sag word. Hierdie geslag sal nie uitgesterf het, voordat alles gebeur het nie. En die volgende versie is eintlik, in ons taal sal ons nou sê, dis 'n sweer, 'n belofte. Selfs al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, my woorde sal altyd vas bly staan. Met ander woorde, wat hier staan, is uit die hart van die Vader. Geslag kan ons baie oor praat. Hoe lank is 'n geslag? Het kan 70 jaar wees, het kan 80 wees. Ou Moses in sy Psalm praat van 80 jaar, daar sprake van 100 jaar, ons weet nie, dis van jaar, 70 jaar, sedert die ontstaan van die staat Israel in 48, maar ons gaan nou nie oor getalle en sulke goed speel nie. Die punt is net, ons is die geslag, ons is die geslag wat nie sal verbygaan voordat die Here Jesus kom nie. Met ander woorde, baie van hierdie geslag wat nou lewe, oorgrote meerderheid wat nou lewe, gaan sien wanneer die Here Jesus terugkom of sy kerk kom haal. Dis die tye waarin ons lewe. Nou wil ek weer teruggaan na die vyeboom toe, as ons gaan kyk na die vyeboom.
Weet jy, een van die wonderlikste versies vir my in die woord is Jesaja 66, waar die ontstaan van die staat Israel beskrywe word. Voordat sy geboortepyne kry, het Jerusalem al klaar 'n seun in die wêreld gebring. Wie het al ooit so iets gehoor? Wie het al ooit so iets gesien? Word 'n land in een oomblik gebore, word 'n nasie in een dag voortgebring, maar Jerusalem het skaars geboortepyne gekry, of haar babas is reeds gebore. In 48 is die land in een dag gebore. Hy het vir 2000 jaar, 1900 jaar, het hy nooit bestaan nie. Daar was nie so 'n land nie. Hulle het dit genoem Palestina, dit was 'n Britse protektoraat, dit het onder Turkye gestaan vir 'n tyd, al sulke goed. Maar as 'n land het hy eintlik nie bestaan nie. Dit was net 'n landstreek wat leeg gelê het. Leeg gelê het, presies beskryf soos die woord ook vir ons vertel, hoe die land sou lyk as die Here hom onttrek daarvan. Toe in 48 ontstaan hierdie land oornag. Die dag daarna of ure daarna, toe kom al die volke in die omgewing, hulle val Israel aan. Dis een van die wonderlikste, jy kan die storie gaan lees, daai eerste oorlog. Ek dink dit was ure na Ben Gurion onafhanklikheid verklaar het en God tree toe en Israel oorwin daai lande rondom hulle met omtrent geen weermag nie, met omtrent geen voertuie of bitter min. Dit was 'n wonderwerk soos die Here se wonders dag vir dag nog in daai land aan die gang is. Hy het ontstaan in 48. Nou gaan ek na Esegiel toe, want dis eintlik waar ek nou vanoggend met u wil oor gesels. Esegiel is die 3 hoofstukke wat hier van toepassing is as ons na die vyeboom nou kyk. Dan leef ons nou in hierdie 3 hoofstukke. Hoofstuk 37 beloof die terugkeer van die volk. Ek gaan hier lees en weet jy, kom ek lees dit net gou, vers 21 van Esegiel 37. Ek maak die mense van Israel bymekaar tussen al die nasies uit, en ek bring hulle na hulle eie land toe, uit die lande waarin hulle verstrooi was. En hierdie belofte is dwars deur die profete in die Ou Testament. Dit word oor en oor herhaal. Ek bring hulle uit tussen al die nasies, en dit gebeur voor ons oë. Ek wil net gou hier vinnig kyk, hier's 'n ander baie mooi versie wat ek ook, hier soveel van hulle, Esegiel 11 vers 17, jy moet sê, so sê die Here my God, ek gaan julle bymekaar maak tussen die nasies uit, julle versamel uit die lande waarin ek julle verstrooi het, en julle die land Israel teruggee. Hier staan dit. Dis hulle land. Dis God se land wat hy vir hulle beloof het. Maak nie saak wat die VN sê of wat die wêreldgemeenskap sê nie. Dit is God se land vir sy mense. En dan moet ons altyd onthou, hier's 'n geestelike stryd. Dis 'n stryd tussen die bose en die lig. En die Satan ken ook hierdie versies. Hy ken dit. Dis 'n stryd, dis onophoudelike geestelike stryd. So as hy deur middel van die VN of deur middel van hulle sanksies, deur middel van resolusies, argwaan teen die Jode kan skep, soos dit reeds bestaan, dwars oor die wêreld, ook ons land, veroordeel die Jode vir hulle behandeling van die Palestynë. Dit is wat in die pers vir ons gesê word, ons kan daaroor baie praat, ek gaan nie nou nie, is 'n geestelike stryd. Maar God bly in beheer en prys hom daarvoor. Dis Esegiel 37. As ons dan by Esegiel 38 kom, dan, ek het nou net gesê, die geestelike stryd waar die Satan regtig al sy magte mobiliseer teen hierdie land. Ek huiwer nou om te sê dat die Satan is wat hier in Esegiel 38 in beheer is. Ek dink ons moet sê dis God, want God loop die pad met sy volk. In Esegiel 38 word beskrywe die spesifieke lande wat teen Israel gaan opstaan as in 'n oorlog, in 'n konvensionele, geweldige oorlog. 'n Oorlog soos die wêreld waarskynlik nog nooit gesien het nie, as 'n mens die detail gaan kyk van hierdie ding. Spesifieke lande word weer eens genoem. Die lande wat Israel gaan aanval, die alliansie van lande wat dit gaan doen, en ons gaan nou vinnig daarna kyk. Want dit gebeur voor ons oë en ons sien dit nie, en die kerk sien dit nie.
Ek versoek dat u regtig gaan kyk in die ou Bybel en in die nuwe Bybels, daar's kaarte agterin en in meeste van hulle is kaarte wat hierdie name aantoon wat hier genoem word as die alliansievennote wat Israel gaan aanval nadat die staat ontstaan het en die Jode teruggekeer het. Gaan kyk waar hy sê hierso gaan kyk na Gog van die land Magog. Nou Gog is 'n persoon, ons weet nog nie wie hy is nie, hy's die aanvoerder. Maar gaan kyk waar is Magog, gaan kyk waar is Meseg en Tubal. Daar's 'n klomp lande wat hier genoem word. Kus, Put, Persië wat natuurlik Iran is. Bet Togarma, Gomer en so aan. Gaan kyk op die kaart waar dit is. En weet jy watter lande is dit? Dis Rusland. Gaan kyk maar. Dis Rusland, dis Turkye en dis Iran. Persië, dis Iran en dan Kus en Put wat Libië en Ethiopië is. Maar die drie grootes is Rusland en die drie wat ek nou genoem het, né? Rusland, Turkye en Iran. Hulle is in 'n alliansie op hierdie oomblik in Sirië op die grens van Israel. Sirië as 'n land bestaan in werklikheid nie meer. Vir geen praktiese doeleindes is daar meer 'n staat Sirië nie. Ek weet nie wat Assad doen nie, ek weet nie in hoe mate hy beheer het nie, want die Russe en Iran en Turkye is in beheer. Turkye beheer die noordelike dele en Rusland en Iran is hier in die suidelike dele. Rusland is op hierdie stadium 'n vriend van Israel. Netanyahu en Putin kom baie goed reg. Hulle skakel mekaar gereeld, hulle kom oor en weer, hulle bespreek dinge voordat enigiemand iemands doen, laat weet jy vir die ander en hoor ek gaan nou dit en dat doen en so aan en so aan. Maar weer eens, ons kan op grond van die woord van God sê daar gaan 'n verandering kom. Ons kon vir die toekomskundige sê, hoorie, hy hou nou dop, daar kom 'n gesindheidverandering tussen Rusland en Israel en ek dink nie dis lank van nou af nie. Hierdie drie lande, soos wat ek nou net genoem het, is tradisioneel groot vyande van mekaar. Geweldige vyande. Dit is eintlik 'n ongelooflike wonderwerk dat hulle nou een in alliansie met mekaar is. Rusland en Turkye het al in iets soos 12 oorloë in die laaste paar honderd jaar met mekaar gewees. Turkye en Rusland het niks van mekaar te sê nie. Maar hier sit hulle, in hulle alliansie. Is dit nie God gegewe profesie is wat vervulling gaan nie, teen alle logika in? Dan dink ek, dan kyk ons mis, iets baie groot mis. Hoe Libië en Kus en Put nou nog gaan bykom, kom ons sit te kyk, dis die wonder van profesie. Dit staan daar, ons is bedag daarop, ons sit terug en ons kyk. Dis Esegiel 38. Nou word hier word 'n baie interessante ding hier gesê. God praat hier met Gog as die leier van hierdie lot. En dan sê hy, jy is die een van wie ek al lank deur my profete gepraat het. Toe ek gesê dat ek jou in die toekoms teen my volk sal laat optrek. Dis vers 17. Daai dag, as Gog die land Israel binnevang, sal ek baie kwaad word, sê die Here, die oppermagtige Here. En dan kom sy oordeele in van hoe hy gaan toetree. Berge sal omgegooi word, kraanse sal in mekaar stort, mure sal omvan, broer sal teen broer beklei. Hierdie drie lande wat vyand tradisioneel is en wat nou in alliansie is, as ek het reg verstaan, gaan hulle in die land Israel mekaar begin aanval, as God toetree. En dan op die ou einde gaan dit, so wys ek hoe groot en heiligheid. En dit is 'n refrein deur die profete. Nie net deur die profete, deur die hele Ou Testament. Sy handelinge met sy volk gaan daaroor dat die wêreld kan sien hoe groot en heilig hy is, dat hy God is. En daar's twee fokusse. Die een is op Israel self, hulle moet hom erken en eer as God, en die wêreld, deur wat hy met Israel doen, sodat die wêreld kan sien dat hy God is. Dis die refrein, dis sy doel met hierdie volk. Hy wil hom gebruik as 'n spieelbeeld van wat hy wil doen wanneer hy mense sien wat aan hom gehoorsaam is, of hoe hy hulle hanteer as hulle nie gehoorsaam is nie. Dan in hoofstuk 39, beskryf hulle hierdie geweldige oorlog wat en hoe God toetree en hoe die mense die vers 12 van hoofstuk 39 sê die mense van Israel sal 7 maande nodig hê
om die land van al die lyke skoon te maak. Dis verskriklik. 7 maande lank. Elkeen in Israel sal help. Daar gaan 'n wonderlike oorwinning vir Israel wees, daai dag wanneer ek vereer word, sê die Almagtige Here. Hier in hoofstuk 38 word beskryf wanneer hierdie land ingeval word deur die alliansie, sal die grense oop lê. Nou wil ek net iets meer sê hieroor. Daar word 'n oorlog beskrywe in Psalm 83 en ek glo dis wat die 6-daagse oorlog en dit was die Yom Kippur oorlog. En hierdie 2 oorloë het Israel sy onmiddellike vyande het vir Israel aangeval. Egipte, Sirië, Jordanië, Saudi-Arabië, Libanon, al die lande wat aan hom grens, het Israel aangeval en Israel het hulle wonderbaarlik oorwin in beide daai oorloë. En op die oomblik is met al daardie lande eintlik vrede. Hulle het nie probleme met Israel nie. Dis die tweede kring van lande waar die probleme nou ontstaan, die weiërkring. So sy grense lê letterlik oop. Sy grens, hy's 'n skermutselinkie met die Palestynse terroriste en so aan, maar dis nie regtig 'n probleem vir hulle. En die wêreld maak iets geweldig daarvan, maar dis nie 'n veiligheidsrisiko of so iets nie. So dis die praktiese situasie, sy grense lê oop. In die noordgrens waar die woord sê die aanvalsel van die noorde afkom, dit is waar die 3 lande nou lê en is rustig daar. Rusland is in beheer, maar dit gaan nie so bly nie. Weereens, ons kyk na die profeseë van die Here en ons moet lees wat daar staan. Die gedagte rondom hierdie oorlog is dat God bly in beheer. En as ons dit net vanmôre vir mekaar kan sê, dat hierdie goed, ons kan hieroor praat vir ewig. Maar die Here van die Here bly in beheer. En ek vra as die Here dit kan regkry, dat ons net na hierdie goed kyk, as kinders wie se oë oop is. Ek vra nie dat u nou moet als glo wat ek sê nie. Gaan na die woord toe. Gaan lees die woord, lees hieroor. Gaan op internet, kyk op Google. Hier word baie hieroor geskrywe. Ons leef in ongelooflike interessante tye. En die punt bly net, as ek weet die bruidegom kom, om sy bruid te kom haal, gaan ek op een of ander manier reageer. Ek gaan apaties wees, ek gaan, ek ken nie die dag en die uur nie, of ek gaan dit dood eenvoudig net nie glo nie, of ek gaan myself gereed kry. En dit is die tye waarin ons lewe, dat die Here vir ons vra, kry julle self gereed vir die bruidegom wat kom. Here, ons prys U vir hierdie saamgeselsie. Ons prys U, Here, dat U die een is wat U woord, die outeur is van U woord. Dankie, Here, vir elkeen wat luister. Ons bid U seën oor hulle. Ek vra, Here, dat dit wat waar is, bly staan, en dat U afsny dit wat nie van U is nie. Dankie, Here, ons prys U groot naam, en ons bid U seën net weer oor elkeen wat luister. Mag U verheerlik word, in Jesus se naam. Amen.